by Matteus 6 vers 21, wat ons praat van die argitek van ons hart, wat is weer die argitek van ons hart is, die Here Jesus, en wat eintlik vir ons hier sê, wat ek net vir Matteus 6:21 weer vir ons lees, want waar jou skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam veilig wees, of verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees, en as dit die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid? So dis eintlik 'n baie mooi stukkie wat die Here bietjie praat met ons oor ons hartsbeginsels. So hy sê vir ons wat hy eintlik in Matteus 6 vers 21 sê, ek gaan net so vinnig deur, ek wil net nie dat ons nou verloor nie. Jou hart is nie verlore nie, dit is net geleë waar jou skat is, so dis nie geleë op die regte plek nie. Ons kan ons lewe met die Here reg gemaak het, maar ons hart, ons beginsels is nog verkeerd. Dis hoekom hy sê, jou hart is geleë op die verkeerde plek, en dis waar jou skat is. Maar as jou hart mos nou by die Here is, dan is dit mos by die regte skat. Jou hart dwaal nie, dit word getrek, so dit word eintlik nie eenvoudig gesê, dis nie die Here se skuld dat jou hart rondbeweeg nie, dit word getrek, deur wat word dit getrek? Deur omstandighede, deur dinge wat jy in die lewe sien. Ons het laas weer gepraat, vir alle geld is 'n groot ding, waar dit getrek word, maar jou kinders, jou familie, daar is soveel dinge wat jou skat kan trek, of jou hart kan trek, en dit jou skat later maak. Dit word aangetrek deur waarde, so onmiddellik sien ons dat hierdie skat wat ons aandag afgetrek het van die Here af, is die een wat die waarde nou skielik is, en God het nie meer waarde in ons lewe nie, so hierdie skat het nou groter waarde, en dis wat die vyand doen, hy verlei ons, en hy belieg ons, en ons leuns, dit word vasgebind deur begeerte, nou begin begeer ons hierdie ding wat ons gesien het, hierdie wat nou meer waarde het as Jesus Christus, want die Here is dan nie meer ons eerste liefde en die eerste beginsel nie, so skielik het hierdie begeerte geword in ons harte, en waar 'n begeerte begin, trek dit ons aandag weg van die Here af. En dit word gevorm deur dit wat jy eer. So as ons hierdie wêreld so goed as eer, dan word jou hart gevorm deur hierdie wêreldse dinge. So dit word begin vorm hebsug en gulsigheid en al hierdie dinge, want ons begin nou meer na hierdie goed verlang as wat ons na die Here verlang. So in die skrif sê die hart is die sentrum van ons besluite, ons begeertes, ons aanbidding, ons identiteit, net soos wat die kerkgebou ons by mekaar kom plek is as kinders van die Here, so kan die hart loop raak, is die plek, die sentrum van waar alles gebore word, reg of verkeerde besluite, begeertes dieselfde, goeie of slegte begeerte, aanbidding, dit wat in jou hart is, en dan op die einde van die dag vorm dit ook jou identiteit. Nou Spreuke 23 vers 7 sê vir ons, hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy eet en drink, en sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. So wat eintlik maar hier vir ons sê, soos wat jy in jou siel bereken, soos wat jy in jou denke, en jou wil, en jou emosies bereken, so sal jou hart wees. So as jou sielsdimensie ongesond is, verkeerd is, dan sal jou hart natuurlik ook verkeerd wees. Jou hart is 'n troonkamer, en elke troon het 'n koning. Ons weet mos nou, 'n troon beteken daar waar 'n koning op sit, so wie sit op jou troon? Wie sit in jou hart? Want die Here sê, ons kan nie God en Mammon dien nie. So ons moet baie versigtig wees. Die vraag is nie of jy aanbid nie, maar wie jy aanbid. Want die een wat op jou troon sit, of dit Satan is, en of dit God is, dis die een wat jy aanbid. Dit wat Spreuke 23 vers 7 eintlik maar vir ons sê, wees versigtig met wie jy omgaan.
soos jou skat in die wêreld is, die Here sê, mot en roes verwoes en verniel dit, dan kan ons mos nou verseker wees dat Satan mos nou op jou troon sit. Matteus 6 vers 24, kom ons kyk net weer wat sê, hy sê, niemand kan twee here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. So dat ons baie versigtig wees. Nie twee trone kan in een hart wees nie. God deel nie sy troon, sy eer met niemand nie. En dan ook belangrik wat ons deurgegaan het, Matteus 6 vers 21 wat sê, nie waar jou hart is, maar waar jou skat is. So dit sê eintlik maar, daar waar jou skat is, daar is jou hart. Nie jou hart is by jou skat, maar jou skat is waar of jou hart is by jou skat. So wat sê Matteus 6:21 vir ons? Eintlik, jou skat is jou belegging. So waarin belê jy? Belê ons in iets goeds? Of belê ons in die wêreldse dinge? Ons belegging weet ons mos nou, soos wat die woord sê, moet die Here Jesus Christus wees. So as jy in wêreldse dinge belê, wat ons weet, ons is net in 'n tydelike tentwoning hier, dan weet ons mos nou maar op die einde van die dag, dan gaan ons verlore, want dis 'n verkeerde belegging. Ons sekuriteit is nie hier op aarde nie, ons sekuriteit is in die hemel. God is in beheer van ons lewe, want die probleem is waar jou belegging is, jou belegging bepaal jou gehegtheid. So nou op die einde van die dag raak ons geheg aan hierdie verkeerde belegging wat ons gemaak het. Want ons belê in die wêreldse dinge, so ons hart raak geheg aan hierdie goeders van die wêreld, in plaas van dat ons geheg moet raak aan die Here, as dit ons belegging is. Nou jou gehegtheid bepaal jou aanbidding. So as ons wêrelds geheg is, wêreldse dinge se waarde vir ons meer is, ons belegging hier is en ons geheg raak in die wêreldse begeerlikhede, die vyand se leen, natuurlik gaan jou aanbidding ook daaronder lê. Jy gaan nie meer die Here uit jou hele hart en siel aanbid nie. Jy begin aanbid Mammon. Jy begin aanbid die God van hierdie ou wêreld. En ons weet, dis Satan. So, as dit geld is, sal jou vrede deur ekonomie bepaal word. So as jy dit sleg gaan finansiëel, dan weet ons, dan gaan jy ook afvoel, want jou hart is by geld gewees. So, as dit mense is, nou sien ons waar kan jou belegging ook wees. As ons vreeslik ingestel is oor wat mense van ons sê en dink, dan sal jou stabiliteit deur hulle opinies bepaal word, wat baie gevaarlik is. So ons kan nie toelaat dat mense ons menswees bepaal, jou geluk en jou vrede nie. As dit sukses is, sal jou identiteit deur prestasie bepaal word. So dit is baie gevaarlik, en om seker te maak waar ons belegging is, dat dit by die Here Jesus Christus is, en nie by mense nie, nie by sukses nie, of deur geld en al hierdie dinge nie. Nou ja, kom ons gaan aan wat hy sê, maar as jou skat Jesus is, dan word jou hart geanker in die ewigheid, en daar kan eintlik regtig nie fout kom as dit die Here Jesus is nie. Nou kom ons kyk net gou hier by Kolossense 3, nie daar uitkom. Kolossense 3. Kolossense 3 vers 3 wat hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So dit sê eintlik, jou hart word verborge in hom. Wat verborge is in God, kan nie deur mense gesteel word nie. So ons belegging is by God. Ons hart is by God. Jou denke, jou wil, jou sielste mense, alles is by God. En as dit by God is, kan die wêreld dit nie steel nie, want die Here pas dit op. Hy bewaar ons. Hy sê ons aan sy woord, niemand kan jou uit my hand uitvat nie.
wat 'n mooi belofte van die Here is. So al wat ons moet hier doen, is om ons fokus altyd op die Here te hou. Die gevaar van Matteus 6 vers 21 is dat niemand staan op net hier op 'n môre en sê, Mammon is by God nie. Maar jou hart verklap dit deur angs of obsessies of vrese. So niemand staan sommer net in die oggend op en sê, hoorie maar, Mammon is eintlik die een wat ek kan bid, dis 'n tydelik, dis 'n ding wat oor 'n tydperk gebeur. Want die Satan het baie tyd, hy is nie haastig met jou hart nie, hy verlei jou stelselmatig, en voor jy vir jou kom kry, dan is daar skielik angs in jou lewe, hierdie nagtelike wakker lê, skielik is daar obsessies na wêreldse dinge, skielik is daar vrese oor die dag van môre, en dan moet jy besef, maar die Satan het stelselmatig jou fokus van die kruis afgehaal, en het jou fokus weggedraai na die wêreldse dinge toe. Uit jou hart, wat by God was, het hy weggevat, omdat jy dit toegelaat het, en het dit weggedraai na die wêreldse dinge toe. En dan kan ons vir onsself afvra, wat maak jou paniekerig as dit wegval? En dis mos nou hierso wat ons kan sien, as die Satan jou mislei het en weggevat het. So as jy paniekerig raak oor iets wat wegval, as jou sekuriteit wegval, ons het mos nou gehoor dat as die Satan jou fokus wegvat, hier op 'n dag, dan hoor jy maar, hoor jy die kans is goed, dat my man of my vrou of wie ook al sy werk gaan verloor, so maak dit jou paniekerig, want as dit jou paniekerig maak, dan kan jy verseker wees, jou hart is op die verkeerde plek gefokus. As ons vreesbevange raak oor hierdie dinge, dan weet ons hart is op die verkeerde plek gefokus, want as ons hart en ons stabiliteit by God is, kan hierdie dinge niks maak, want ons weet God is in die Here. Wat beheer jou vrede? Dis vrae wat ons vir onsself kan afvra. Wat beheer jou vreugde? Is dit hierdie wêreldse dinge? Is dit opinies van mense? Is dit wat mense van jou dink of sê? Is dit geld? Is dit hierdie wêreldse plesier? As dit vir jou vreugde verskaf, dan moet ons een ding weet, dat ons hart is nie meer by God nie. En wat steel jou vrede is die derde enetjie ding, wat die Here sê, ek dink is 1 Timoteus 2 vers 7, wat hy praat van, ek het nie vir jou gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, selfbeheersing en krag. So, en dan sê Joshua 1 vers 9 mos vir jou, dat die Here sê, Joshua, hoekom worry jy oral waar ek gaan as ek by jou, en saam met jou, so wat worry jy, why worry? So wat steel jou vrede? Wat steel jou vrede? Is dit weer eens wat mense sê? Is dit as mense vir jou kwaad is dit mense vir jou skinder? As mense jou in die rug gesteek het? As dit dinge is, of jou huwelik is nie lekker nie, of whatever ook al, as dit jou vrede steel, dan moet jy weet, jou hart is nie by God nie. Ons fokus op die verkeerde plek, want as ons op God fokus, dan is daar nie 'n probleem nie. Want dit wat hierdie vreugde van jou steel, dit is jou skat. So kom ons wees baie, baie versigtig. Nou, ons kan ook daar in Esegiel 14 vers 3, ek wil hê ons moet dit lees. Ek gaan ons maar alles net vandag weer so vinnig deur, dat ons net kan sien. Esegiel 14, ek net hier om uitkom. Esegiel 14 vers 3 sê vir ons, mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle harte opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid veroorsaak voor hulle aangesig neergesit. Sou ek my dan werklik deur hulle laat raadpleeg. Nou kyk nou net hoe kosbaar sê die Here. Mensekind, afgoderry begin by altare aanbid. Nie by altare aanbid nie, dit begin in 'n besluit in jou hart. So wat Esegiel vir ons hierso sê is dat hierdie afgoderry, hierdie verkeerde skat word reeds dra ons in ons harte.
Dis nie waar ons voor 'n Mammon beeldjie of 'n Boeddha beeldjie of 'n Katholieke Maria of 'n wat se gemors loop buig voor. Dis 'n heel ander altaar as wat Esegiel 14 van vers 3 praat van. Hy sê hierdie is 'n ding, hierdie is afgode wat ons reeds in ons harte dra. So ons is nie by die Here nie, want daar's 'n ander afgod in jou hart. So dis afgode wat binne in ons harte is en dis waar hy begin groei en ons sit aan aanbid hierdie ding. Geld is 'n gevaarlike, baie gevaarlike ding, want as ons geld aanbid is dit 'n afgod. As ons kinders aanbid is dit 'n afgod. As jy jou vrou of jou man aanbid is dit 'n afgod. As jy jou mooi kar of jou mooi huis aanbid is dit 'n afgod. As ons wil eer in al hierdie dinge by mense hê, is dit 'n afgod. So, dis 'n ding wat binne in jou hart, so daar's bedriegelikheid en leuns en valsheid binne in jou hart. So as dit daar in jou hart is, sê dit vir my Satan is in jou hart. En die Here sê daar kan nie twee gode wees nie. So kom ons maak baie seker. En dan natuurlik Matteus 6 vers 22 praat weer van die oog. Hy sê wat jy waardeer beïnvloed wat jy sien. Wat jy waardeer beïnvloed wat jy sien. So dis baie belangrik dat ons, die Here waarsku vir ons dat ons 5 sintuie is dit wat ons gedagtegang bepaal. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons praat, al hierdie dinge, dit waarmee ons besig hou. So maar hierso praat hy nou spesifiek van die oog. Dit wat jy sien sal jy waardeer. As ek die kruis van die Here Jesus sien, dat ons hier agter is, as die kruis ons fokuspunt is, dan sal ons dit waardeer. Maar as ons na wêreldse genot en plesier kyk, gaan ons dit waardeer. En ons gaan daarna soek. Wat jy beïnvloed, wat jy sien beïnvloed, wat jy begeer. En dis wat ons nou gesê het. Dit wat jy sien beïnvloed jou hart. Nou kom ons terug na die hart toe. Want ons begin deur dit wat ons sien begin waardeer ons en dit beïnvloed wat ons in ons hart het. Wat jy begeer vorm jou hart. Dis presies wat ons nou gesê het. Dit wat jy begeer vorm jou hart. As jou oog op skatte gerig is, word jou hele wese verduister, maar op God gerig word jou hele lewe lig. So hier is 'n groot gevaar waarna jy kyk. As ons na wêreldse dinge kyk, dan gaan jou hart verduister word. En dis waar vrees en angs en al hierdie dinge weer begin opkom en inkom en obsessies met ander wêreldse gemors, want ons hart is besig om verduister te word deur die wêreldse dinge. Daar kom so soms verduistering. Maar as ons op God gefokus bly en ons weet hy ons sekuriteit is en hy is alleen in beheer van ons hart, dan sal jou hart altyd verlig wees. Daar sal nie duisterheid kom nie. Daar sal nie angs en vrees en onsekerheid kom nie. Daar sal nie obsessies kom nie. Daar sal nie begeerlikhede na die wêreld kom nie. Alles is by Christus. Ons lewe is verlig. Jy's 'n oop boek. Mense vertrou jou. God kan jou vertrou, maar as ons besig is met wêreldse dinge, kan God jou nie vertrou nie. Ons moet so versigtig wees. Waar ons bedien ook, dat mense nie optel, daar's 'n slegte gees in jou nie. Want as jou hart verduister is, sal daar 'n slegte gees in jou wees. Ons gaan dinge doen wat nie van die Here is nie. En 'n mens moet so versigtig wees dat ons probeer om mense te beïndruk deur 'n verduisterde hart. Want daar sit in gemeentes en in die samelewing is mense wat onderskeiding van die geeste het. En mense onderskei baie vinnig as jy met 'n vals hart probeer om mense te beïndruk en deur te gee dat jy kind van God is. En dan is jy eintlik maar nie. Daar is duisterheid in jou hart, daar is kolle, swart kolle in jou lewe, wat maak dat jy nie waarlik hierdie pragtige mens is wat die Here wil hê jy moet wees. En dit kom net soos in spreekentale, dit kom om te profeteer, al hierdie dinge, wees versigtig, dat ons dit nie uit die vlees uit doen nie, uit die verkeerde, verduisterde hart uit doen nie. As ons hier voorstaande preek, dat ons met 'n rein hart, die Here sê, as jou hart opreg is, kan jy met alle opregtheid na my toe kom. So 'n rein en 'n skoon hart is wat God van ons verlang, sodat hy ons kan gebruik in die koninkryk.
Verkeerde skatte verduister die geestelike visie. Ons visie, want eintlik, kyk ons as vandag 'n bietjie rondkyk, dan sien ons hoe lyk kerke. Ons sien hoe mense besig is om skatte bymekaar te maak. Jesegiel 34 praat baie mooi daarvan wat die Here vir ons waarsku, vir ons as herders, dat ons nie die skape moet gebruik, se wol en se vet in onsself te verryk nie. En dis ongelukkig wat in gemeentes vandag aangaan. Ons vertrou nie werklik God nie, want ons hart is verduister deur wêreldse skatte, wêreldse begeerlikhede. Pastore en predikante is meer gerig op mooi karre en sekuriteit as huise, want ons koppel daaraan dat ons geloof, ons verhouding met God word bepaal deur die voorspoed wat mense kan sien. En dis baie gevaarlik so, dat ons fokus nie op geld is, mooi karre, mooi kerke, groot megakerke, maar op 'n einde van die dag sit ons met hierdie megakerke, maar daar's geen diepte nie. Want dit wat in ons herders hart is, draai oor in die gemeente. So as jy met 'n verduisterde hart, draai jy 'n verduisterde hart in jou gemeente. So dit is baie gevaarlik, so 'n verkeerde skat verduister jou as geestelike herder se visie, ook vir ons wat 'n bediening het by die Here. Dit verduister jou visie en ons kan nie werklik so, want as jy vol seer en vol onsekerheid en vol valsheid in jou hart is, kan jy nie 'n duidelike visie by die Here hê. Die kruis is die antwoord op 'n verkeerde hart. Dit is so belangrik dat ons daarmee sal stil staan. Nou ja, Psalm 51 vers 10, ons weet, hierdie gaan 'n stukkie gaan oor waar Dawid gesondig het voor God en wat hy besef het dat hy besig is om verlore te gaan as gevolg van 'n vuile hart. Nou syne was maar hoerery gewees, maar wat is joune? Hoe skoon en hoe rein is jou hart? Wat probeer ons in die lewe uittrek? So as ons gaan kyk dan in Galasiërs 5 vers 19 en 20, dan sien ons klomp sondes en wat die Here vir ons waarsku. Timoteus praat ook van baie sondes. So ons moet baie versigtig wees. Hier kan ook Dawid praat maar van 'n hoerery hart, van 'n welis hart, maar wat is jou hart? Hoe lyk jou hart? Want voor God nie jou hart rein maak nie, kan God jou nie gebruik. En 'n onreine hart is op pad om verduister te word, en 'n onreine hart sien nie die sonde later meer in jou eie lewe raak nie. 'n Onreine hart maak dat jy wil voordeel trek uit mense uit. 'n Onreine hart het eintlik soveel negatiewe dinge. En op die einde van die dag, dan lei die werk van die Here daaronder. Ons gee voor dat ons hier is vir God se mense, as leiers, maar op die einde van die dag is daar eintlik soveel valsheid, dat hierdie arme mense verlore gaan en dat God gaan van jou rekenskap eis. So Jesus het nie gekom om net sonde te vergewe nie, maar ook om die hart te reinig. Want die Here sê mos, kom net soos jy is. So hy sê, ek gaan jou sonde vergewe. Jy moet opregtheid na die Here toe kom. So die hart is nog nie rein nie. Dit sê vir my, jou hart is nog vol vuilheid. So jy kom ons soos jy is, so daar's baie bedrieglikheid, daar's baie valsheid, daar's baie skinder, daar's baie rugsteek, daar's baie verkeerde dinge in jou wanneer jy na die Here toe kom. So dis hoekom ons nooit kan vinger wys na niemand toe nie. Want ons kom met 'n vuile hart. Ons hart is so besmet gewees. Ons hart het saam met ons in die varkhok gelê. So dis vuil, dis morsig. Ons hart was die hele tyd by die Satan gewees. So hierdie is nou 'n proses wat deur die Heilige Gees gedoen gaan word om jou hart te reinig. Jesus het gekom, hy het jou sonde vergewe, maar nou is hy ook besig om jou hart te reinig. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons as kind van God
moet oorgee. Wat ons as vleesmens moet sterwe, sodat die geesmens kan opstaan. En dis hoekom mense wat 'n mens kan sien, wat ek altyd sê, jy kan sien, jy kan iemand bepaal aan die manier, is jy skielik lief vir die huis van die Here? Is jy lief vir die woord van God? Is jy lief vir gebed? Wil jy net getuig van die goedheid van die Here? As hierdie dinge in jou lewe betrokke is, dan kan jy werklik sê, hoorie, ek het Jesus aangeneem. As hierdie goeders nog nie daar is, moet jy seker maak, jy lieg, jy het nie die Here aangeneem nie. Dit was 'n emosionele oomblik partykeer wat ons dink ons die Here aangeneem het, of dit het as gevolg van die voorsang, emosioneel, of dis invloed van ander mense, maar die belangrikste vir my en vir jou is, om op 'n dag by die Here te gaan sit en te sê, Here, ek gee nie omdat my omstandighede donker is nie, maar ek sien hier in my hart is nie rein nie, my hart is soekend, my hart het 'n begeerte, ek het 'n verlange na iets en ek weet nie wat is dit, om dan by die Here te gaan sit en te sê, Here, ek gee my hart vandag vir U. Ek wil hê U moet my suiwer, U moet my skoonmaak. So nou begin hierdie proses van hart reinig, want die Here sê, ek het nou jou hart van klip gevat, en ek het dit weggegooi, en ek het jou 'n hart van vlees gegee. So nou begin hier dinge in jou lewe begin manifesteer wat jy nie verstaan nie. Skielik het jy nou liefde vir mense wat jy nooit gehad het nie. Skielik loop daar trane, skielik is daar 'n omgee hart. So dis die hart van vlees. Dis van daardie hart wat die Here praat van vlees, van wat hy besig is om te reinig en skoon te maak. En ons moet net oorgee en toelaat dat die Gees van die Here vir ons daagliks hierdie proses laat deurhardloop, laat hierdie klei kan gevorm word, want daar's niks goeds in die hart nie. So Jesus moet hierdie hart herrangskik. Hier moet nou nuwe beleggings in hierdie hart gedoen word. En dit vat op tyd. Dis hoekom ons moet in die huis van die Here kom. Ons moet by Bybelstudies kom. Ons moet tyd maak met God. Ons moet stilte tyd hê. Ons moet Bybel lees. Ons moet soveel as moontlik kennis opdoen. Luister na goeie predikers. Dis alles beleggings, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dis beleggings in jou lewe. En hierdie beleggings maak dat jou hart gesuiwer word. Jy moet onder gesag inkom, waar prediker daarom al jare sy ervaring het, en jy sien die Here se liefde in hom, of sy liefde vir die Here in hom. So, dis belangrik om onder Gods manne en vroue in te skuif, en nederig te begin raak, sodat want die liefde van God jou hart kan reinig, want die wenresep van die evangelie is nederigheid en liefde. So, wanneer God jou roep om iets neer te lê, gaan dit nie altyd oor sonde nie, maar omdat dit te veel gewig in jou hart veroorsaak. So hierdie ding wat jy saamgedra het, dis nou soos onvergewensgesindheid, dis bitterheid, dis kwaad, dis woede, daar is soveel ou vieslike dinge, man. Maar die belangrikste, ek dink die mees bekendste is maar onvergewensgesindheid, so teleurstellings in die lewe, daar is soveel, jy weet wat in jou hart lê. So hierdie ding het soos 'n klip in jou hart gelê. So wanneer God jou roep om neer te lê, is dit nie altyd, gaan dit nie oor sonde nie, maar omdat jy hierdie bitterheid saamdra. En hierdie ding maak jou hart swaar. Daar's hartseer, daar's miskien iemand wat jy afgegee het in die dood. Daar's soveel dinge wat 'n gewig in jou hart kan veroorsaak. So die Here help ons om van hierdie gewig in ons hart. Jy sal baie keer hoor as mense kon vergewe en vrygespreek het, dan sê hulle, joh, dis soos 'n berg wat van my skouers af is. So dit is daardie ou klip wat uit die hart wat vir jou voel soos 'n berg wat van jou skouers af is. Dit is maar eintlik net daardie ding wat die Here uitgevat het. Nou in Hebreërs 12 vers 1 sê die woord vir ons mooi, lê elke las af. Los hierdie dinge, hierdie goed wat jy saamvat. Die oomblik as die Here met jou begin praat oor iets wat jy moet aflê, lê dit af, want dis soos om 'n wa die hele tyd of 'n sak klippe
saam agter jou aan te trek of op jou rug. So lê hierdie ding af. Dis eintlik maar ongehoorsaamheid en ongeloof, maar die groot ding ongehoorsaamheid, want ons hoor in wanneer die stem van die Here met ons gewete praat, nou jou gewete is mos nou oop, so as jou gewete vir jou sê, moenie dit doen nie, en jy doen dit, dan moet jy mos nou weet, dan gaan hierdie gewig saam met jou loop. Maar as jou gewete vir jou sê, vergewe, spreek vry, los die bitterheid, los die kwaad, los hierdie ander dinge, kom by die huis van die Here, loop 'n pad met die Heilige Gees, dan gaan hierdie gewig jou nie afwaarts trek nie, hierdie probleme nie, maar dit gaan jy mos nou optel, want die Here wil jou hart ligter maak. Die Here wil nie hê ons moet hierdie moeilike dinge saamdra nie, want anders as ons dit saamdra, dan soos ek nou net gesê, dan kom angs en vrees en obsessies en kom dit weer terug en dit maak dat ons hart weer swaar raak. Maar as ons by die Here is, ons skat is reg, ons het vir die Here vra, Here skep vir my 'n rein hart, dan gaan God natuurlik mos vir jou help en jou hart ligter maak. Hy wil hê jou skat moet hy wees. Jesus wil hê net een ding in hierdie wêreld, en dit is dat jy in 'n mooi verhouding, dis die enigste droom wat God vir jou het. Hy het nie vir jou ander drome van roem en rykdom hier op aarde nie, maar dis niks nie. Ek sien ons is nou al so profete en apostels en eerslik hier 'n oomblik was jy nog 'n gewone evangelis en nou is jy dokter en jy's die senior dokter en ek weet nie wat so goed alles nie. Dit sê vir my jou hart is nog nie rein nie. Dit sê vir my jy soek nog erkenning by mense. So ons moet baie versigtig wees vir hierdie goeders. Hy wil hê jou hart moet hy wees. Ons soek geen erkenning by mense nie. Geen erkenning. Ek en jy moet geen erkenning by mense soek nie. Hy is ons alles. Hy is ons skat. Hy is ons lewe, hy is ons opstanding, hy is ons alles. Ons oggendpraatjie, ons aandpraatjie is Jesus. So dit is waar dit moet wees. Jy moenie afhanklik wees van tydelike dinge nie. En dit sê nie net van wêreldse goeder soos huise en karre en geld en die goeder nie, maar ook van mense, so opinies en al hierdie dinge. Ons moet nie afhanklik van hierdie tydelike dinge wees nie. So doen 'n belegging in die koninkryk van God, waar die woord van die Here sê, daar Jesus het gegaan om vir jou kamer, 'n plekkie voor te berei. So dis 'n belegging. So maak 'n belegging in daai huis van jou. Sorg dat daai huis van jou reg is. Nou Johannes 2 vers 15 tot 17. Kom ons kyk gou wat sê Johannes 2 vers 15 tot 17. Ek wil dit tog maar vir ons lees. Hy sê daar vir ons, en hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe. Ook die skape en die beeste en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem hierdie dinge hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Die ywer vir u huis, dit sê vir my, u huis, ons is die woning, 'n tydelike woning hier, maar die ywer vir u huis, ons huis daarbo, Jesus Christus, die ywer vir u huis het my verteer. My verlange, wat verbygaan is 'n gevaarlike plek om in jou hart te plant. So, ons moet ons ywer, ons moet ons hele oë en hart moet gerig wees op dit wat ons kan doen en moet doen vir daarvoor. Dis die ywer vir u huis, God se huis. Dit gaan nie oor die gebou nie, maar dit gaan oor ons verhouding met God. Die ywer vir u huis het my hart verteer. So my verlange, dit het my hart, my verlange en my begeertes, my alles, dit verteer my so, dit brand so in my, net om te wil doen wat u wil hê ek moet doen. Soos wat die woord van die Here vir ons daar is. Net om te doen wat u wil hê ek moet doen. Net om u te volg, o Heilige Gees. Dis die ywer, dit verteer my. Ek wil nie niks van hierdie wêreld hê. My hart brand so om net te doen wat u wil hê ek moet doen. Ek wil in 'n dieper verhouding, dit verteer my, dit brand in my, om in 'n diep verhouding met u te wees. Dit wat Johannes vir ons daar sê. My hart brand, ek wil niks van
Hy sê die disippels het dit skielik onthou, toe die Jesus sê, maar my huis moet 'n huis van gebed wees, nie van geld maak nie. So ek wil baie predikers vandag bietjie aanspreek oor dat die bymekaar kom plek van God moet ook nie gaan oor geld nie, man. En jou hart moet ook nie wees om geld te bymekaar te maak. Jou hart moet ook nie wees oor as jy moet gee vir die koninkryk van God, dan wil jy manipuleer hier en jy het opinies en jy het issues oor magtig. Die kerk wil ook alweer hê. Dit gaan oor siele wat moet gewen word. En die woord van die Here sê jy moet gee sodat siele gewen kan word. So as jy terughou wat aan God behoort, dan is jy 'n rower. Jy's 'n dief, jy's 'n krimineel, jou hart is vol duisternis. So gee wat aan God en dan sê die woord ook, ek gee nie om wat mense sê, hy sê bring die volle, vir jou volle tiende na die huis toe, vir huis van die Here toe. So moenie 'n halwe ding vir die Here gee nie. Ons gaan 'n teaching, ek dink ons gaan volgende week 'n bietjie praat oor Ananias en Safiras, wat vir God bedrieg het, wat ons gesê het, ons bring ons volle tiende na die huis van die Here, sodat daar spys in my huis kan wees, en dan hou ons terug so, jou hart is bedrieglik voor God. So, maar ons moet ook nie gaan dat ons by mekaar maak, en om te kan sê, op einde van die dag, hoorie, ons gemeente staan sterk, ons het 5-6 miljoen in die bank. Dis nie wat die Here sê nie, jy moet op 'n nulbalans hardloop elke maand. Dit moet gaan oor siele, daar's mense wat honger is en so God toets jou hart. So maak maar seker waar jou hart is, dat is baie versigtig wees. Jesus roep jou na eenvoud, maar eenvoud sê nie, soos hy sê, nie armoedig nie, maar innerlike vrede. As hy praat van eenvoud, dan sê hy nie, jy mag niks hê. Dis nie wat eenvoud. Eenvoud beteken innerlike vrede. Ek het vrede, ek het die vrede van Jesus Christus binne in my. Dis innerlike vrede. Niks kan my vreugde steel nie, niks kan my blydskap steel nie, want ek het die Here Jesus, my hart is by die regte plek. My hart is by my skat, en my skat is Jesus. En waar Jesus is innerlike vrede. So, as hy ons skat is, wat kan ons verwag? As Jesus ons skat is baie belangrik. Wat kan ek en jy verwag? Gebed is nie meer 'n plig nie, maar 'n verlange. Is dit nie wonderlik, mense? Gebed is nie 'n plig nie. Dis nou vir my lekker. Dis soos waar jy nou, kom ons vat nou 'n simpel wêreldse voorbeeld, verlief geloop raak het. Dis vir jou lekker om met mekaar te kommunikeer, en jy sal alles in jou vermoë doen om by hierdie geliefde te kom, en te kan gesels en te kommunikeer. Jy wil nie daar weggaan nie, dis vir jou vrede, jy sal die hele nag daar sit, jy sal die hele dag daar sit. Nou dit is wat gebeur as ons fokus, as Jesus ons innerlike vrede en skat is, dan is dit nie, ons sal seker nou moet vandag weer 'n bietjie bid nie. Ag jong, dis nou eers my stilte tyd. Dit was Jesus se een begeerte, was die hele tyd op aarde om aan mekaar met God die Vader te gesels. Want om met Jesus te kan kommunikeer, is waar wysheid lê. En dis dinge wat ons nodig het in ons lewe, is wysheid en kennis en insig. So dit raak vir my lekker om met die Here te praat, want ek het 'n verlange daarna, want daar is soveel wysheid by hom. Dis hoekom ek aan mekaar praat oor stilte tyd, want in my stilte tyd breek die woord van die Here vir ons so oop, die Heilige Gees breek vir ons soveel kennis van God, wat God vir ons wil gee, en vir ons wil deurgee, en binne in ons harte plaas. So, ek het 'n verlange om stilte tyd te hê, want hier gaan nou dinge gebeur, hier gaan iets kosbaar weer vir my oopgebreek word. So dis nie meer vir my 'n plig nie, my hele hart verlang om dit te doen. Aanbidding is nie meer net 'n lied nie, maar dis nou my lewe. Verstaan jy, ons moet nie hier kom staan Sondag, is dit maar, ons sing nou lekker, dis mos deel van aanbidding, ek praat van getuig ook, dis ook maar 'n vorm van aanbidding, gebed is ook maar 'n vorm van aanbidding, ja, maar dis nie meer net 'n lied nie. Kom ons vat maar aanbidding as wat ons lofsange sing, dis nie net 'n lied nie, maar dit het my lewe geraak. Dis vir my lekker, die lewe is nou vir my 'n lied. Daar's nie meer die gewig wat ek saamdra nie, want die Here Jesus het elke las vir my af weggevat,
Dis vir my, uit my hart vir my lig gemaak. So die lewe is vir my 'n lied. Ek geniet elke oomblik van die lewe. Toe ons in die wêreld gewees het, ek sê altyd, my lewe het gestop die dag wat ek met laerskool klaar gemaak het. Daar het alles gestop, en toe begin dit met skoolboelies, en dis op die einde van die dag kriminele lewe, en dis drank, en dis gemors, en dis hoerery, en al wat 'n ding is, dis net hartseer, totdat ek Jesus Christus ontmoet het, skielik kom daar 'n lied weer terug, die lied wat ek gehad het, kom daar weer 'n lied in my lewe terug. So, al die morsige dinge van die lewe, dit bring nie lewe, dis nie lewe nie, wat ons dink lewe is. Maar die oomblik as ons by Christus uitkom, en hy ons las gevat het op hom, ons hart lig gemaak het, en ons weet, dis ons skat, nou begin ons lewe eers werklik. Gehoorsaamheid is nie meer moeilik nie, maar natuurlik. Dis nie vir my 'n wet nie, want as ek moet gedwing word deur 'n wet om gehoorsaam te raak, dan is dit baie gevaarlik, want die wet hou jou by die dood, want die woord sê die wet maak dood. So om gehoorsaam te raak, omdat die Bybel vir my so sê, dan is dit nog altyd 'n wet. Maar as ek gehoorsaam raak, omdat ek Jesus lief het, is dit vir my natuurlik, ek wil nie meer sonde doen. Ek wil nie meer besig wees met dinge wat verkeerd is nie. Dis vir my lekker om die Here te dien. Dis vir my lekker, dis vir my natuurlik. Dis nie vir my meer lekker, want ek kan voel die oomblik as ek iets verkeerd doen, is dit asof die Gees, daardie teenwoordigheid van die Gees, ek sê nie hy is weg nie, dit voel net of hy wegskuif. So, maar die oomblik as ons weer kan sê, Here, sorry, skep my rein, maak my hart weer rein, dan is dit vir my natuurlik, ek haat sonde, want my skat is Jesus, en Jesus haat sonde. So ek haat sonde, so dis vir my natuurlik om die dinge van die Here te begin najag. So verklaar vandag, sê vir jouself vandag, 'n valse hart ontmasker sal word. Laat my valse hart, as daar iets in my lewe is, iets in my lewe is wat vals is, Here, haal daai masker af. Ontbloot dit, wys dit, praat met my. So ontmasker my valse hart. As daar enige iets is, Here, wat ek saamdra, wat bedrieglik is, wat die mens nie sien, maar wat U sien, ontmasker dit. Dit beteken, wys dit vir my. Wys dit vir my. Dit gaan oor skep vir my 'n rein hart, o God. Wys dit vir my. As daar geheime bindinge gebreek kan word, geheime dingetjies wat in ons lewe is, daar's klomp bindings in ons mindset, want ons regverdig dit nog miskien, dat ek dit vandag sal breek, en sê, Here, ek breek hierdie binding, hierdie geheime dinge wat ek weggesteek het, ek breek dit vandag in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Maak my vry van geheime goedjies wat ek wegsteek, want ek wil 'n rein hart hê. U kan sien, want ek wil gebruik word in die koninkryk. Ons kan nie met valse harte en met bindings en vals goedes in ons lewe die koninkryk van God gebruik word. Sodat ons hart losgemaak sal word van tydelike sekuriteit. Hoe gevaarlik is dit nie? Die wêreld is tydelike sekuriteit, maar God is permanente sekuriteit. Net môre kan jy jou huis verloor, dan is jou sekuriteit weg. Net môre dan speel jy bankrot, jy het nie jou pensioen is weg, dan is jou sekuriteit weg. So maak ons los van die siening dat ons moet sekuriteit hê. Ons as kinders van die Here is dit my baie gevaarlik en ek waardeer vir Wiekie en ons wat nou al die pad ken, vir Wiekie om ook nou hierdie stap in die geloof te gee. En nou baie mense sal vir jou sê, ja, maar daar, hoe sê hulle vir altyd Wiekie? Waarvan gaan jy lewe? Ja, waarvan gaan jy lewe? Ja, maar daar, ons moet nou realiteit is ons nou ook. Die realiteit is dat Christus is die voorsiener. Jy wat met 'n werk sit, en God het vir jou daai werk gegee, hy voorsien vir jou. So jy wat nou voltyds in die evangelie, is 'n werk wat God vir jou gee, 'n opdrag, so God voorsien ook vir jou. Verstaan jy, so ons moenie ons sekuriteit op wêreldse goederes rig. Dis valse sekuriteit. So God voorsien vir almal, ewen die ongeregtige
kan uit genade voorsien God ook nog vir hierdie mense. So, hoeveel te meer nie vir my en vir jou wat 'n pad met die Here stap. Dis soos die halfweg huis wat ons begin het, ons stap dit in die geloof. Dis 'n ding in die geloof, dit het niks met ons is net gehoorsaam, ons ding wat die Here op ons harte gelê. Hoe God gaan voorsien, weet ons nie. Ons het geen idee nie, en dis wat die lekkerte maak van. Want as jy geweet het, sou jy dit nie dalk nie gedoen het, of jy sou nie nader in die Here gekom het, maar met elke voorsiening wat in die geloof en jy sien, joh, Here, ons het dit nodig, Here, die hier moet betaal, Here, ek moet seker 'n bietjie tandepaste, en hier kom iemand en hulle kom dra sommer 'n boks goeder vir jou aan. Dis so 'n aware oomblik, wat jy dan besef, sonder dat ek gebedel het, ons moet toch baie versigtig wees om te loop bedel. Sonder dat ek gebedel het God toe vir my sommer 5 bysies tandepaste gegee. En dis wat die wonderlik van die evangelie is. Ons sekuriteit is hier, ons sekuriteit is Christus. En nou Wiekels, jy het mos nou al meer gepy as wat jy voorheen altyd gepy het. Is dit nie waar nie? Ja. Ek het al jaloers op haar yskas, en haar yskas is voller as myne. Noem het maar net. Wat verklaar ons nog? Dat Jesus weer my middelpunt van my lewe sal word. Dat Jesus die middelpunt van ons lewe sal word. As ons hart Jesus is, dan is hy die middelpunt. Hy is ons alles. Hy is alles waarom ons draai. Hy staan in die middel, hy is die middelpunt. Ons lewe draai rondom hom. Daar is niks anders, niks van die wêreld, niks. Hy is ons alles. En baie mense sê ons, o, jene, nou is jy weer 'n dweper. Prys die Here, ons moet dwepers wees. 'n dweper is iemand wat alles net gaan oor. Jy kan net oor die Here praat. Dis 'n dweper. So prys die Here, dan moet ons dwepers wees. Jy moet net oor die Here praat. Jy moet nie oor anders praat nie, want hy is dan ons middelpunt. So oor wat moet ek anders praat? Ek kan nie oor boerdery praat nie, dit irriteer my. 'n Jagtery het ek nog nooit aan belang gestel nie, want dis gedoodskiet en bloed en hier, ek is so dis gemors, en visvang nog minder, want ek het geen liefde vir visvang nie. En so, dis die goed wat ek oor kan gesels. Besigheid het ek altyd gestel, maar toe moes ek gesteel het, so nou wil ek ook nie meer steel nie, so ek wil nie meer lus vir besigheid. Ek sê nie alle besigheidsmense steel nie, ek het gesteel. So, Jesus is my middelpunt. Belangrik, beheer jou hart deur jou skat te skuif. Ons verklaar dit vandag, ons gaan nie toelaat dat ons hart geskuif word. Ons gaan ons skat skuif, nie ons hart. Ons skat skuif ons, want ons skat is Jesus. So ons hart skuif ons na Jesus toe. Beheer jou hart. So die Here sê, beheer jou hart. So dit, as hy sê, beheer jou hart, dan Spreuke, wat het ons 28, wat 23 wat hy sê, want dit wat ons dink, is wat uit ons harte uitkom. So jy kan jou hart beheer, deur tyd met die Here Jesus te maak. As hy ons lewe is, ons verlange, ons alles, dan beheer jy jou hart. Maar die oomblik is, as ons fokus afval, dan begin jy beheer oor jou hart verloor. Kies jou skat versigtig, want jou hart sal volg. Dis baie belangrik, kies jou skat baie versigtig, want jou hart loop agter jou skat aan. Want waar jou hart eindig jou lewe. Waar jou hart eindig jou lewe. So, ek sê altyd, die God wat jy hier gedien het, is die God wat jou lewe gaan kom opeis. En daarmee bedoel ek, as jy die vir Mammon gedien het, gaan Satan jou lewe kom opeis. En hy het die reg, en Jesus moet terugstaan, want jy het hom as jou skat gekies. Want waar jou hart eindig jou lewe. As jou hart by Satan eindig, by Mammon, met die wêreldse plesier, dan gaan jou lewe ook hier eindig. En jou lewe gaan nie eindig by Jesus Christus. So, ons kan maar afsluit. Baie dankie vir elkeen, mag jou hart geskuif word na Jesus toe. Hoe lang het ek om? 15 na.